Hallo geliefdes, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. Ek kies vandag weer om binne die kerkgebou te sit, om sommer net weer die ongelooflike argitektuur van hierdie gebou te erken. Die rede hoekom ek dit spesifiek vandag wil erken, is omdat ons vandag een van die manne van God wat 'n bouer was in hulle geloof, omdat ons een van hulle celebrate. Hierdie gebou het nie sommer maar net hier opgepop nie. Dit het doelgerigte manne gevat, manne en vroue van geloof met 'n visie, om 'n plek op te rig wat vir mense 'n tuiste sou wees, 'n veilige vesting sou word, 'n plek sou word om saam te aanbid, saam die Here te dien. Noag was so 'n man van God. En Noag, die vader van die reënboog, sou ons kon sê. Daardie Noag was 'n man wat met visie en oorgawe die Here gevolg het. Dit is juis in ons soeke na hoop, dat ons gaan kyk na iemand soos Noag, wat 'n nuwe begin gebring het. En net soos ons dalk ook 'n nuwe begin nou nodig het, was dit nodig vir Noag en sy familie om 'n nuwe begin by God te maak. Dit is duidelik in die verhaal van mens en God, dat Noag en sy nageslag die begin van 'n stuk nuutheid tussen God en die hele aarde sou wees. Dit is juis in die name van die nageslag van die 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, dat ons uiteindelik die hele ontplooiing van hierdie nuwe nasie sou sien. Want uit hulle het die nasies oor die aarde versprei na die oorstromings. Watter man in jou lewe, of 'n man wat jy ken binne jou lewe of dalk geken het, is vir jou 'n Noag in jou lewe? Ek wil graag hierdie week iemand baie spesiaal in my lewe celebrate. En dit is my oupa. Oupa aan mamma se kant. Oupa Corneels Coetzee. Hy was definitief 'n bouer in geloof en fisies. 'n man met groot sterk hande, soos meeste van die Coetzees het. Hierdie oupa van ons het ons geleer dat ons hande vir niks verkeerd hoef te staan nie. Dat ons altyd maar kan woeker. Hy was 'n doelgerigte en 'n energieke mens, wat altyd gesoek het na 'n nuwe uitdaging. Baie van ons kinders het die voorreg gehad om met speelgoed te kon speel, wat oupa self met die hand gemaak het. En my seentjie vandag is so bevoorreg, dat hy nog met 'n houtkar kan speel, wat oupa gemaak het. Hierdie oupa het van die dag wat ek kan onthou, so snaakse stem gehad. En ek sou later besef, dat oupa se stembande verwyder moes word, op 'n jong ouderdom, omdat hy kanker gehad het. Hierdie selfde oupa het nooit moed opgegee nie. Hy het snaaks gepraat omdat hy buikspraak gedoen het. Nou ek weet nie of julle weet nie, maar om buikspraak te doen is 'n kuns. Dit kom nie somme van selfsprekend nie. Maar omdat hy nie stembande gehad het nie, het hy homself geleer buikspraak doen, sodat ons hom kon verstaan. En hy het baie duidelik gepraat, al was dit vir ons snaaks. Hierdie oupa se stem kan ek nog steeds hoor aankom. 'n Sterke man. Uiteindelik is oupa so 7 jaar terug dood aan limfoomkanker. En as daar een ding is wat ek by hom geleer het, is dat 'n mens dinge in die lewe kan fix deur te bou. Soos julle weet, het ek 'n passie vir argitektuur. En
het iets van dit wat ek by oupa geleer het, nog altyd ook in my geloofslewe uitgestaan. Dat ons nie net mense moet wees wat praat van ons geloof nie, maar dat ons doeners moet wees, dat ons fisies bouers moet wees van die geloof. Hierdie oupa was nogal 'n waaghals ook. Ek onthou my ma altyd vertel het, hoe oupa vloedwalle gebou het, in die tye wat dit verskriklik gereën het, om hulle as familie te beskerm, dat die vloedwater nie hulle huis daar onder die rooi Kalahari sand inspoel nie. Oupa was en is 'n Noag in ons lewe. Hy het met oorgawe en waagmoed geleef. En hy was doelgerig om in die lewe dinge op te bou wat stikkend is. Hoekom celebrate ons hierdie week Noag? Want God het vir Noag gekies. Hoekom het God vir Noag gekies? Gaan lees gerus weer die storie van Noag in Genesis 6 tot 9. Of gaan haal weer die kinderbybel uit, gaan sit by jou kinders en lees weer saam hierdie verhaal. Ons ervaar 2 redes hoekom God vir Noag gekies het. 1. Noag het die regte gesindheid teenoor God gehad. Noag was nie meer heilig as ander nie. God was net so genadig teenoor Noag. Tweedens het God op Noag vertrou en in hom geglo. En dit is hierdie karaktereienskap wat vandag steeds ons inspireer om bouers soos Noag te wees. Dit is Noag se geloof en vertroue in God wat hom heilig en onberispelik voor God maak. Noag het niks ouliks of mooi gedoen hiervoor nie. Noag was net getrou. As kinders reeds leer ken ons die verhaal van Noag. Die verhaal wat vertel van God se ingrype in 'n stikkende wêreld. Die verhaal wat vertel van 'n nuwe begin saam met Noag, sy familie en sy nageslag. 'n Nuwe begin wat wys hoe groot God is, hoe oneindig God se genade is. God se hartseer oor die mensdom, se bose gedagtes en gedrag gaan oor in genade. En dit gebeur die dag wat hy iemand vind met wie hy op pad kan wees om met die mense vorentoe te loop. Natuurlik sou die mense vir God telke male teleurstel. Tot die dag wat hy sy seun, die Here Jesus Christus, as die antwoord op die wêreld se dilemma stuur. As ons gaan kyk na Noag se verhaal, dan sien ons in Genesis 6 hoe God bedroef is oor wat die mens doen, maar dat hy vir Noag genadig bewys. In Genesis 7 sien ons, ek het jou gesien en bevind jou regverdig. God se raaksien van Noag en dat hy hom as die regverdige aanstel. En dan in Genesis 8, toe het God gedink aan Noag en al die diere in die ark. En dan in Genesis 9, God sluit 'n verbond met alle lewende wesens, die verbond wat steeds bly staan. Deur God se hele verhaal sien ons hoe passievol God is om in 'n verhouding met die mensdom te wees. Ons sien dit in die verhaal van Adam en Eva. Ons sien dit selfs in die verhaal van die geweld van Kain teenoor Abel. Ons sien dit nou weer in die verhaal met Noag. God wil by ons woon. Hy wil saam met ons stap. Hy wil met ons in gemeenskap wees. Deur alles sien ons God is regverdig. Hy straf sonde en afgoderry, maar wat uitstaan deur die mensdom se verhaal saam met God, is dat God regverdig en genadig is. As jy ook gaan kyk na die verloop van die res van die storie in die Bybel, sal jy telkens jouself kan herinner
daaraan dat God regverdig en genadig is. Die Bybel is die verhaal van God se vermoeide poging om die verhouding met mense te herstel. Uiteindelik om ons terug te wen in 'n verhouding met hom, sodat hy ons kan lief hê en ons vir hom. Die verhaal van Noag is daarom in 'n sekere sin God se eerste poging om 'n nuwe begin te maak. God kies hom om met sy hele familie oor te begin, 'n nuwe tyd aan te kondig. Hy weet natuurlik dat dit nie volledig gaan slaag nie. Soos ons ook verder die verhaal lees, ontdek ons dit. Dit beteken nie dat God nie alles insit om dit wat stikkend is, heel te maak nie. Die realiteit is dat uit Cham se nageslag Egipte gebore sou word. Die nasie wat Israel, die nageslag van Sem, 'n slawevolk sou maak. Dat die Kanaaniete op soortgelyke wyse 'n konstante verleiding sou wees vir hulle broerskinders Israel, toe die volk uiteindelik die beloofde land betree het, en dat die Assiriërs ook deel van Cham se nageslag vir die eerste ballingskap verantwoordelik sou wees, was hier nog ver in die toekoms. Die probleem, weet ons egter, is dat die Here wel die sondige mense op aarde kon uitwis met die vloed, maar dat die sonde self nie daarmee uitgewis is nie. Want die sonde het saam met selfs hierdie begenadiges op die ark geklim. Noag en sy mense het opgeklim op die ark en het die genade van die Here ontvang. Maar die sonde het ongelukkig as deel van hulle DNA saam met hulle daar opgeklim. Met die bou van die ark en Noag en sy familie se verlossing, het hier 'n nuwe stuk en 'n nuwe hoofstuk ook begin vir die mensdom. Hierdie enorme stuk argitektuur is deur Noag aan mekaar gesit om 'n reddingsboot, 'n veilige tuiste vir hom en sy familie en uiteindelik 'n nuwe moontlikheid vir die lewe saam met God te bied. Noag se ark was volgens Genesis 'n groot skip wat vir Noag en sy gesin en 'n paar dier op aarde gebou is. Die ark is deur Noag gebou om hom en sy gesin en diere van die sondevloed wat die ganse wêreld oorstroom het te beskerm. Daar was 8 mense op die ark: Noag, sy vrou, hulle 3 seuns en 1 skoondogter. En skoondogters. Die verhaal beskryf verder dat die ark die vloed weerstaan het en dat uiteindelik soos die waters weggesyfer het, dit gaan rus het op die berg Ararat. Ons ontdek deur die res van die Bybelse verhaal dat God voortdurend op pad is met die mens, om mense te verlos van hulle sondige aard. Tweedens ontdek ons in die verhaal van Noag 'n stuk troos. Hierdie seun sal ons opbeer in die harde werk met ons hande en in ons swaar kry op grond van wat deur die Here vervloek is. God sal die aarde nie weer vernietig soos met die sondvloed voor die einde kom nie. Hy sal die regverdiges, die wat aan hom gehoorsaam is, red, soos hy dit indertyd met Noag en sy nageslag gedoen het. Met hulle het hy 'n nuwe geslag op aarde begin. Met ons sal hy die ewigheid van 'n nuwe hemel en aarde binnegaan. Die reënboog is my en jou ewige bevestiging van God se belofte aan die mensdom. Elke keer as ons na die veelkleurigheid van die reënboog kyk, mag dit my en jou oneindige troos gee en mag die veelkleurigheid van die reënboog vir my en jou hoop bring, hoop om aan te hou bou, hoop om aan te hou uitbou aan God se koninkryk hier op aarde, sodat ons ook eendag die hemelse
kan erf. Amen. Deur die wildernis het ek die spoor gesny en sy hart gevind. Die spoor verloor, rondgedraai, 'n wegloopkind. Telke maal weggedwaal, elke keer kry ek dit weer, ek loop in spore van hoop. 'n Koning het voorheen hier geloop, en nou loop ek in spore van hoop. Hier verby het hy 'n kruis gedra, hier het hy vir my die prys betaal. 'n Koning het voorheen hier geloop, en nou volg ek net die spore van hoop. Dit vat my by die kruis verby en ek weet, ek loop in spore van hoop. 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 Nie ver hier vandaan het hy stil gestaan by 'n weduwee, 'n hongerkind aan die hand geneem en brood gegee. Hy die siek en swak aangeraak, die broos en blind se wonde verbind. So loop my koning van hoop. My koning het voorheen hier geloop, en nou loop ek in spore van hoop. Hier verby het hy 'n kruis gedra, hier het hy vir my die prys betaal. My koning het voorheen hier geloop, en nou volg ek net die spore van hoop. Hy vat my by die kruis verby en ek weet, ek loop in spore van hoop. 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 Ons koning het voorheen hier geloop, en nou loop ons in spore van hoop. Hier verby het hy 'n kruis gedra, en hier het hy vir ons die prys betaal. Ons koning het voorheen hier geloop, en nou volg ons net die spore van hoop. Dit vat ons by die kruis verby en ons weet, ons is vry. Ons is vry. Ek loop in spore van hoop. 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 Ek loop